If anyone right now, if you need healing in your body for anything, just come over here. Don't care what people think. If you need healing in your body for anything, come over here right now. I don't care if it's a bad back, a shoulder, allergies, your ankles, your knees, whatever it is. Don't be afraid. God loves you so much. Hey, excuse me, guys. What happened? Oh, did you? Is it your back or your legs? My legs. So I'll just be absolutely honest to you, okay? This lady just walked, we was praying for her, and the Lord just like 5 seconds ago healed her hands and stuff, healed her back and her knees. And I turned and I saw you, and the Lord said, go pray for him right now. God loves you, man. People have been praying for you. I'm just gonna, can I pray for you right now? You want to be better, right? Yeah. Which one is it? My right leg. Your right leg? Yeah. Where's it at? Okay. And you want to be better, right? Yes, sir. Yeah, just, you don't have to do anything, just receive. Like a gift on Christmas, you just kind of take it in. I'm just going to pray for you right now, okay? Father God, in Jesus' name, I pray for complete healing in Jesus' name, Lord, that he won't need the crutches, he won't need anything. Go ahead and try it now. Start walking on it. How's it doing? Yeah. That's so cool, isn't it? Thank you. Yeah. Go like this. One of the most impressive things about these students was their level of boldness. They didn't care how they looked, they just wanted God to touch people. For example, it's Friday night and these kids are all going to hit the streets for the Lord. First they listen, then they write, then they compare notes. This was evangelism unlike anything I've ever seen before. I got Stone, Bridge. Yeah, I got Starbucks and gas station. Dude, you know what? I think we should go over to Starbucks and Cold Stone. On another occasion, Chris Overstreet took me to a skate park where the church was feeding some homeless. When we got there, Chris noticed 3 guys playing basketball, but he really noticed that one of them was wearing a hearing aid. We soon learned that the kid had 90% hearing loss in one ear. Then Chris, bold as brass, asked the guys if they wanted to see a miracle. So Chris prayed for the kid, and nothing happened. But then, he had his friends come and pray for him as well. And then, well, something happened. Jesus! Jesus, look at me, bro! Look at me, bro, look at me! You couldn't hear it before we prayed? You couldn't hear that far away, could you? You couldn't, huh? Guys, could he hear that far before? Welkom by Vlameskerp. Ons is op 'n opwindende reis en ek sal graag jou terugvoer wil kry oor waar trek jy na reis en hoe gaan dit met jou op daai reis. Ons is by Step into the Supernatural en ons is by die sleutels oor hoe kom jy daar? Want dis waar die Here jou wil hê. Jy's gebore om die bonatuurlike krag van die Here te beleef en te ervaar, want jy's mos van 'n ander planeet af. So ons praat vanaand oor groei jou geloof. Nou daar's sekerlik duisende boeke geskryf oor geloof en duisende preke het jy al gehoor, maar die vraag is, hoe prakties is jy? Praktiseer jy geloof? En daar's nou verse wat julle 'n bietjie na moet kyk, Kolossense 2 vers 7, moet julle 'n bietjie na kyk en daaroor gesels en daaroor praat en dit met mekaar deel en kyk of jy saamstem met daai definisie van wat geloof is. En as ons dan nou wil praat oor groei jou geloof, praat ons vanaand oor 3 punte oor hoe om jou geloof te groei. Eerste een is natuurlik deur die woord. Daaroor het ons al baie met mekaar gepraat, maar die woord is die saad van geloof. En hoe meer woord jy inkry, hoe sterker sal jou geloof dan word, want jou geloof bou op die woord en jou geloof voed op die woord. So jy moet elke dag in die woord kom. En verkieslik moet jy woord memoriseer. Jou geloof groei as jy die woord begin verklaar, as jy verklaringe begin maak oor die woord. Maar 2 is eintlik die baie groot ding waaroor ons vanaand praat oor oefen jou geloof. Dan kyk ons 'n bietjie na Jakobus 2 vers 17. Bespreek Jakobus 2 vers 17. Dit gaan oor 'n lewende geloof en 'n
dooie geloof. So, jy kan werke hê sonder geloof, maar jy kan nie geloof hê sonder werke nie. Geloof laat jou goed doen vir die Here. Geloof maak jou opgewonde om vir die Here goed te doen. Jy kan nie anders as om vir die Here iets te wil doen nie. So, Jakobus 2 vers 17 is baie, baie belangrik, want lees saam met Jakobus 2 vers 17, Openbaring 22 vers 12. En dan sien jy dat jy word nie gered deur jou werke nie, maar jou werke bepaal jou loon. Wat jy by die Here gaan kry, as jy by hom kom, hang af van wat jy vir die Here gedoen het. So, wat tel is dan nie wat jy sê nie, maar wat jy doen. 'n Lewende geloof is dan nie iets wat jy sê nie, dis iets wat jy doen. Want as jou geloof nie jou lewe verander nie, is dit 'n dooie geloof. En as jy nie lewe soos jy glo nie, wat help dit jy glo? So, die hele Jakobusbrief is 'n paar hoofstukke en jy sal goed doen as jy die hele Jakobusbrief 'n bietjie lees. Ek het nou die dag vir 'n paar ouens gevra, na aanleiding van ons het 'n preekie oor gehad, en toe vra ek vir hulle, wat haal jy uit hierdie preek oor groeie geloof uit? Toe sê hy, moenie die Jakobusbrief lees nie. Want jy sien, as jy die Jakobusbrief lees, dan hy konfronteer jou, hy slaan jou tussen jou oë, want daar's 'n reeks toetse in die Jakobusbrief waarin jy jouself kan evalueer. Is jou geloof lewendig of is jou geloof dood? Lewe jou geloof of is jou geloof dood? So, as jou geloof lewe, dan lewe jy, en as jou geloof dood is, dan is jy dood. So as jy nou na daai Jakobusbrief gaan kyk, dan is daar nou hierdie paar toetse wat jy moet gaan doen om te kyk, is jou geloof 'n lewendige geloof of is dit nie 'n lewendige geloof nie? Jakobus herhaal 3 keer, die geloof sonder die werke is dood, want 'n lewende geloof produseer, 'n lewende geloof bring aksie, 'n lewende geloof bring beweging. So as jy nou 'n bietjie na daai Jakobusbrief gaan kyk, wil ek hê jy moet vir jouself gaan kyk, kry jy die toetse? Gaan lees 'n bietjie deur die Jakobusbrief. Dit sal jy nou nie hierdie WhatsApp groepie kan doen nie, of in hierdie Vlameskerk groepie kan doen nie, maar as jy dit kan gaan doen op jou eie tyd, en jy lees die Jakobusbrief en jy sê, wat is die toetse wat in die Jakobusbrief is? En daar's veral 4 wat belangrik is. Miskien moet ek jou my help in daai 4 gee, dan sê ek vir jou, kom ons bespreek die. Ek gee jou die 4 toetse wat jou geloof toets, is dit lewendig of is dit dood, dan praat julle vanaand daaroor. Moeilike tye. Hoe reageer jy in 'n moeilike tyd? Want dit sê, lewe jou geloof of is jou geloof dood? Wat van versoeking? Wie blameer jy as jy in die versoeking kom? Wat as die Here vir jou sê om iets te doen? Hoe reageer jy daarop? En hoe reageer jy op die nood en behoefte rondom jou? Kan jy 'n bietjie oor daai 4 toetse praat? Miskien prakties wees prakties daaroor, as jy voorbeelde kan uithaal daar, van hoe werk dit en hoe het met jou gewerk, en is jou geloof lewendig of is jou geloof dood? En wees dan brutaal eerlik met mekaar en vra vir mekaar, as ek na hierdie 4 toetse moet kyk, lewe my geloof of is my geloof dood? En is baie belangrik, want dan kom Jakobus 2 vers 19. Lees Jakobus 2 vers 19. En dan is die afleiding uit Jakobus 2 vers 19, dat 'n mens dan ook so iets moet kry soos 'n demoniese geloof. Wat is 'n demoniese geloof? Dit is jy dink jy's reg, jy glo jy's reg, jy sê ek glo aan die Here, en ek glo dat hy aan die kruis vir my gesterf het, maar jou dade getuig nie daarvan nie. Dis nie net 'n dooie geloof dan is dit 'n demoniese geloof, want jy dink jy's alright, maar daai geloof van jy dink jy's alright, vat jou hel toe. Dit red jou nie. Lewende geloof, hier's 'n paar punte. En dis nou weer 'n paar punte wat julle met mekaar kan bespreek en moet bespreek. Lewende geloof hou aan die Here vas, no matter what. Lewende geloof reageer op die woord. Lewende geloof ondersoek jouself elke dag. Lewende geloof beheer jou tong. Lewende geloof gee om vir die om jou, en lewende geloof is nederig. Kan julle 'n bietjie daaroor met mekaar gesels? Is dit in jou lewe? Hoe kan ons daar kom? Wat moet ons daar maak? Wat moet ons maak om daar te kom?
Hoe kan ek hierdie goed in my lewe kry? Sal ons 'n bietjie daaroor praat. En dan die laaste punt oor groei jou geloof is, bevry jou geloof van negativiteit. Wat jy kos gee gaan groei, so iemand het gesê, feed your faith and starve your doubts. Geloof en twyfel kan nie saam bly nie. Geloof en vrees kan nie saam bly nie. Geloof en bekommernis kan nie saam bly nie. Dis of die een of die ander een. Bevry jou geloof van negativiteit. En dan is daar 'n stelling wat sê, never let the fear of the unknown or the untried prevent you from doing what appears to be impossible when by faith everything is possible. Kan julle daai stelling bespreek? Praat 'n bietjie met mekaar oor daai stelling. Gee julle gedagtes oor daardie stelling en wat kan jy doen wat op die oomblik appears to be impossible is? Uitdaging. Wat kan jy doen op die oomblik wat appears to be impossible is? En dan lees julle Lukas 1 vers 37 daarmee saam.